Welkom by Afperiode. Vandag kyk ons na geskiedenis se beginsels en definisie. Die vak geskiedenis is die studie van gebeure wat al plaasgevind het, mense en kultuurgroepe. Dit wys vir ons die wêreld waarin ons leef se verandering. Geskiedenis op skoolvlak het 5 konsepte waarna ons kyk. Die eerste konsep is sleutelgebeure. Nou, leerders, sleutelgebeure is goed wat plaasgevind het in die verlede. Ons kan dit basies 'n fenomeen noem. Goed soos oorloë, revolusies, baie belangrike uitvindings, soos die motorkar, die televisie, die telefoon en toe die selfoon wat uitgevind is, die internet. Daai is alles baie belangrike uitvindings. Die tweede konsep waarna ons kyk in geskiedenis sal dan nou wees kultuurgroepe. Hoe verskillende kultuurgroepe in die verlede gewerk het, hoe hulle met mekaar gekommunikeer het, hoe hulle interaktief besig was die hele tyd. Ons derde konsep waarna ons kyk is mense en leiers. Mense het die geskiedenis van ons wêreld verander en al hierdie mense was nie noodwendig leiers nie. Maar daar was leiers wat ook ons geskiedenis verander het. As ons kyk na 'n Suid-Afrikaanse leier, Nelson Mandela. Ons kyk na 'n leier van Indië, Mahatma Gandhi. En selfs nou wat president Trump ons wêreld verander. Dit gaan nou weer geskiedenis wees oor 40 jaar. Ons vierde konsep is oorsake en reperkusies. Geskiedenis wys vir ons dat wanneer iets gebeur, is daar altyd 'n gevolg tot daardie aksie. So as 'n oorlog gebeur, dan is daar altyd daarna heel waarskynlik hongersnood, werkloosheid, haweloosheid, mense wat nie huise het nie. 'n Tsunami wat 'n fenomeen in die geskiedenis was, het ook reperkusies. Ons laaste konsep waarna ons kyk in geskiedenis is bronne en bewyse. Nou die vak geskiedenis leer vir ons om goeters te gaan navors, om bronne te kry, bewyse daarvan te lewer. Onthou, ons kan nie net goed uit ons duim uitsuig nie. As dit 'n geskiedenis of 'n geskiedkundige fenomeen was, het ons nodig om daai fenomeen se, ek gaan nou die Engelse woord gebruik, details, te gaan opsoek, te gaan navors en die bewys daarvan op die tafel te sit. Dit leer ons om bronne te gebruik. Mense, geskiedenis, hoe kan ek sê, leer ons om krities te dink. Dit leer ons waarvandaan ons kom. Dit leer ons om uit verskillende perspektiewe te kyk. Nou, baie van julle gaan nou daar sit en sê, hoor jy, hierdie ou is van sy trolley af, want ek weet nie eers wat die woord perspektief beteken nie. Maar dis hoekom ek hier is, om jou te leer, om vir jou te sê wat dit is. Uit 'n verskillende perspektief beteken uit 'n ander oogpunt. As ons nou gaan kyk na 'n baie belangrike uitvinding, wat onder die konsep sleutelgebeure val, is die uitvinding van die selfoon. Let's face it, dit was 'n baie belangrike uitvinding. Almal het 'n selfoon deesdae. Jou hele lewe is op jou selfoon. Jou perspektief oor die selfoon is heeltemal anders as jou ouma se perspektief oor die selfoon. Jou ouma gaan dalk nie baie van 'n selfoon hou nie.
jy doen. Die geskiedenis leer ons om ander mense se perspektiewe te verstaan, dit in te sien en dit te respekteer. Ons hoef dit nie noodwendig te aanvaar nie, maar om jou ouma se perspektief oor die selfoon te verstaan, is 'n baie goeie ding. Ek hoop julle het hierdie video oor geskiedenis geniet en dat julle geskiedenis se beginsels en definisie baie beter verstaan. Mag julle 'n wonderlike pouse hê en ek sien julle die volgende aflewering. Baie dankie, totsiens.